Goeiedag, parasha 16 of gedeelte 16, Beshalach, om te laat gaan. Vandag se onderwerp is 'n toets vir die kinders van Israel. Ja, 'n toets vir die kinders van Israel. In Eksodus 16 vers 2 tot 4 staan, en die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestyn gememoreer. En die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geëet het. Want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. En toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën, dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. Maar Vader het reageer op die kinders van Israel se klagte, op hulle desperaatheid en gee hulle toe brood. Brood wat nie van die aarde afkom nie, maar heeltemal van 'n alternatiewe bron. Brood vanuit die lug soos reën vir elke dag. Ja, manna. Manna wat elke dag vir hulle geval het uit die lug behalwe op die Sabbat. Hierdie manna was amper 'n wit kleur of parelkleur. En Eksodus 16 vers 13 sê, en dit was wit soos koriandersaad, en dit het gesmaak soos heuningkoek. Nou, manna in Hebreëus beteken, what is this? Wat is die? En die woord verwys na Abba Vader, die woord verwys na manna as brood uit die hemel. Dis die manna waarvan die Israeliete elke dag van die week 1 porsie uit die hemel ontvang het, maar 'n dubbele gedeelte op Vrydag, ter voorbereiding op die Sabbat wat sou kom. So hoekom gee Abba Vader vir hulle manna? Net omdat hulle honger was? Nee, hoor wat sê Abba Vader in Eksodus 16 vers 4. Ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën, dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. Met ander woorde, Abba Vader gee nie net vir hulle manna om hulle te voed nie, maar ook as 'n beproewing of 'n soort toets. Ja, 'n toets om te sien of die kinders van Israel volgens sy wette, sy instruksies sal leef. Onthou, dit was net 'n paar weke voor Abba Vader vir hulle sy instruksies op Berg Sinaï sou gee. Maar die manna sou vir een of ander manier 'n soort toets wees vir hulle, die instruksie van Abba op Berg Sinaï sou ontvang. Dit sou 'n toets wees of hulle die instruksie van Abba Vader op Berg Sinaï sou ontvang. So wat se beproewing of toets is daar dan in die manna? Eerstens gee Abba Vader 'n paar instruksies saam met hierdie manna, en dit sou hulle voorberei het op groter instruksies wat later sou kom. So wat was die instruksie wat Abba Vader saam met die manna gegee het? Daar is 3 instruksies saam met die manna, naamlik nommer 1, Abba Vader sê, neem elke dag slegs 'n sekere hoeveelheid, 'n omer, van manna per persoon. Eksodus 16 vers 16. Omer is 'n gedeelte, 'n sekere hoeveelheid. Dan nommer 2, moenie laat die manna oorbly tot die volgende oggend nie. Eksodus 16 vers 19. Nommer 3, 6 dae lank moet julle die manna insamel, maar op die 7de dag is dit Sabbat. Dan sal dit daar nie wees nie. Elke Vrydag kry 'n dubbele porsie. Eksodus 16 vers 26. Is dit dalk hoekom ons sekere voorbereidings moet doen op Vrydag, sodat ons nie geldtransaksies doen op Saterdag op die Sabbat nie? Is Abba Vader se instruksie onredelik dat hy hierdie 3 dinge vra? Nee. Maar hoekom is die manna 'n beproewing of 'n toets dan? Toets of beproewing in Hebreëus is die woordjie anasenu. En dit kom van die Hebreëse woord nasayon, wat toets ook kan beteken. Maar die soort toets is 'n toets wat ontwerp is om die persoon wat die toets doen te help om iets oor transformasie oor homself te leer. So die toets of beproewing was om die kinders van Israel iets te leer wat tot voordeel van hulle sou wees. En miskien gee Abba Vader vir hulle 'n oefening om hulle gewoon te maak aan die idee van sy instruksies. Nou, as ons kyk na die 3 instruksies wat Abba Vader vir hulle saam met die manna gegee het, sien ons dat elkeen 'n baie spesiale eienskap het. Elkeen het 'n kwaliteit wat uniek aan hulle is.
Die eerste instruksie is, niemand mag meer as 'n omer per lid insamel nie. Maar hoor gou, die woord sê, daar was mense wat die instruksie probeer oortree het om meer in te samel. So wat het gebeur toe sommige meer en ander minder ingesamel het? Die woord sê in Eksodus 16 vers 17 tot 18, hulle het ingesamel die een baie en die ander min. Maar toe hulle dit met die omer meet, het hy wat hulle ingesamel het hy wat baie ingesamel het, niks oorgehad nie. En hy wat min ingesamel het, nie te min nie. Elkeen na sy behoefte het hulle ingesamel. En dit is 'n wonderwerk. Dan die tweede instruksie, niemand mag manna oornag bewaar het tot die volgende oggend nie. En weer eens vertel die woord vir ons dat daar mense was wat die wet probeer oortree het. En wat het gebeur? Eksodus 16 vers 19 tot 20 sê, toe kom daar wurms in en het dit bederwe. Dan die derde instruksie, geen manna word op die Sabbat ingesamel nie. Nou wat as jy probeer het? Die woord sê vir ons dat jy dit net nie sou kon doen nie, want daar was geen manna nie. 'n dubbele gedeelte manna het Vrydag geval, wat bedoel was om vir 2 dae te voorsien. Het die mense dit beproef? O ja. Eksodus 16 vers 27 tot 30 sê, en op die 7de dag het van die mense uitgegaan om in te samel, maar hulle het niks gekry nie. Toe sê die Here vir Moses, hoe lank weier julle om my gebooie en my wette te onderhou? En Abba Vader leer my iets amazing oor hierdie 3 instruksies van hom. Al 3 hierdie instruksies van hom was wonderbaarlik selfhandhawend. Wat beteken, jy kon hulle nie eintlik oortree het nie. Dit is asof hierdie 3 instruksies was wat daar was, maar dit is amper instruksies met oefenwiele. Toe my 2 seuns, Roelof en Celie, hulle eerste fiets gekry het, was hulle bang hulle gaan val. Ja, hulle was bang hulle gaan val, maar ek het toe vir hulle oefenwiele opgesit wat aan die kante van die fietsie kom, wat gemaak het dat hulle kon ry sonder om bang wees om te val. En dit is asof die instruksie van die manna op een of ander manier instruksies was op oefenwiele. Met ander woorde, probeer eers die instruksies op oefenwiele, sodat as hulle by berg Sinaï uitkom, dan het hulle al geleer om Abba Vader te shema, Heer, luister nou by. Jy sien, Abba Vader is 'n God wat help. Hy's 'n Vader wat omgee. Hy's 'n Vader wat jou bystaan en wat sê, moenie vrees nie. Ek is by jou, ek sal jou help. Ja, Abba Vader gee opleiding met sy instruksies en lei jou om die regte ding te doen, dat jy nie seer kry en val nie. So dit wil voorkom asof ons tot die gevolgtrekking kan kom, dat die manna 'n soort voorbereiding was vir die ontvangs van Abba Vader se instruksies by berg Sinaï. Want onthou, toe my 2 seuns toe ek vir hulle oefenwiele opgesit het, het ek hulle gehelp om vrees te oorkom om fiets te kan ry. Was daar soortgelyke vrees vir Abba Vader se instruksie? Was daar soortgelyke vrees vir Abba Vader se instruksies? Wat se vrees sou die kinders van Israel gehad het vir instruksies van 'n God? Onthou, Farao was 'n god in Egipte, wat aanbid moes word en hulle is sopas verlos van sy slawejuk, sy reëls en sy instruksies. En hulle was verlos van 'n tiran, 'n kamstige god met vreesaanjaende instruksies en vereistes. En die kinders van Israel was in vrees oor die instruksies van die God. Kan dit wees? Ja, want manna het die kinders van Israel ook laat terugdink aan moeilike en pynlike dae in Egipte. Manna het hulle laat terugdink aan 'n vreesaanjaende episode wat hulle in Egipte ervaar het. Watter episode? Die episode waar Moses vir die heel eerste keer voor Farao verskyn het, om vir hom te vra om die volk te laat gaan, om Abba Vader te gaan bid in Eksodus 5. So ons weet Farao het dit nie toegestaan nie, en sê toe hy ken geen God met die naam Yahweh nie, en hy stem in elk geval nie saam met aftyd om 'n ander God te aanbid nie. Farao het geredeneer, hy het 'n klomp slawe en Moses wil sy slawe hulle tyd en hulle produksie kom steel.
En Farao sê daar is bakstene wat gemaak moet word, piramides wat gebou moet word. Hy het 'n land, sy ekonomie wat hy moet beheer. En wat doen Farao toe? Farao verdubbel letterlik die eise wat hy aan sy slawe gestel het. Onthou, die slawe het bakstene gemaak en Farao besluit toe dat sy slawe van daar af nog steeds dieselfde bakstene moet maak, dieselfde aantal bakstene moet maak per dag, maar hy gaan nie meer strooi voorsien nie. Hulle moet dit self gaan versamel in die veld. So die Israeliete het toe self hulle strooi gaan versamel om bakstene te maak. Maar dit het veroorsaak dat hulle toe nie hulle quotas gemaak het nie en is toe geslaan met swepe. Eksodus 3 vers 14. So die Israeliete stuur toe verteenwoordigers om te gaan kla by Farao en Eksodus 5 vers 15 tot 19 sê, aan u dienaars word geen strooi gegee nie. So die kinders van Israel praat met Farao en hulle sê, aan u dienaars word geen strooi gegee nie. En hulle sê vir ons, maak bakstene en kyk, u dienaars word geslaan, maar die skuld lê by die volk. Maar Farao het geantwoord, lei is julle, lei. En daarom sê julle, laat ons gaan, laat ons aan die Here offer. Nou dan, loop werk, maar strooi sal julle nie gegee word nie. Ewenwel moet julle die hoeveelheid bakstene aflewer. Die vraag is, klink iets vir jou bekend? Hoor gou, toe Israel manna moes gaan optel het in die woestyn, moes hulle dit gaan doen het, want dit was 'n instruksie van Abba Vader. Toe Israel strooi moes gaan optel het, was dit 'n instruksie van Farao, die god van Egipte. In albei gevalle was daar 'n daaglikse quota. Ja, 'n daaglikse hoeveelheid bakstene vir elke persoon, 'n daaglikse hoeveelheid manna per persoon per dag. In Egipte het die Israeliete 'n quota bakstene per dag versamel. In die woestyn het die Israeliete 'n quota of porsie manna gekry elke dag. Die parallelle stop nie, want onthou Farao het dubbel soveel werk gegee. Onthou eers moes hulle bakstene maak en na Moses se versoek, toe moes hulle die strooi versamel en bakstene maak. Dubbel soveel. Net so moes die Israeliete dubbel soveel manna gaan optel het op Vrydag in die woestyn, sodat hulle genoeg manna gehad het vir die Sabbatdag, Saterdag. En onthou Farao sê dat die Israeliete nie meer strooi moet kry nie, terwyl hulle ook nie minder bakstene moet produseer nie. Net so sien ons ook meer en minder in die woestyn. Ja, toe die kinders van Israel manna gaan haal het, moes hulle nie meer of minder gevat het nie. Almal dieselfde quota. Daar's nog een parallel. Dink gou daaroor, wanneer is die eerste keer in die woord waar die Israeliete opdrag gekry het oor die Sabbat? Nog voor die 10 gebooie. Wel, ons sien nou, dit is een van die manna instruksies. Jy mag geen manna optel op Sabbat, Saterdag nie. Is dit die eerste voorbeeld van 'n opdrag wat verwysing na die Sabbat? Nee. Farao het vir Moses sê, julle moet die slawe alleen laat, want julle wil tyd af hê. Hierdie woordjie vir tyd af in Hebreëus is die woordjie mishpatim. Dit is die Sabbatwoord wat as werkwoord gebruik word. So die parallelle is daar, maar wat beteken dit alles? Waarom sal Abba Vader al hierdie verwysings in die manna verhaal skep tot 'n vroeër verhaal waarin Farao betrokke was? Miskien is die rede hoekom Abba Vader die manna met sy instruksies vir hulle gegee het, juis daar om sy kinders te genees van die trauma oor die bakstene episode in Egipte. Want ons dien 'n God wat alles sien. Yahweh El-Roi. Met ander woorde, miskien was die instruksie met die manna daar om hulle te verlos van die vrees en trauma wat die kinders van Israel beleef het met hulle harde slawewerk aan bakstene wat gemaak moes word. Want dit sien is hier by die maak van die bakstene waar ons waarlik sien hoe swaar die kinders van Israel gekry het, omdat hulle Abba Vader wou gaan aanbid het. En Farao se wreedheid het gemaak dat die kinders van Israel fisies mishandel is. Farao het hulle sielkundig misbruik. Hy het hulle uitgeskel as lei, Eksodus 5 vers 17, omdat hulle Abba Vader wou gaan bid het. Hulle raadpleeg Farao en hy hoor hulle nie eers nie. Farao vat ook hulle kosbaarste bron in Egipte weg en dit was hulle tyd.
So wat Farao eintlik vir hulle gesê het, deur te sê, julle is lui, omdat julle tyd wil hê, om julle God Jahweh te gaan bid. Wat Farao eintlik vir hulle gesê het is, as julle tyd het om na te dink om julle God te gaan dien, beteken dit dat julle te veel tyd het op julle hande. En slawe is nie veronderstel om dit te doen nie. As jy tyd het om na te dink, beteken dit mos jy werk nie hard genoeg nie. Jy sien, in Farao se oë was al sy slawe bloot instrumente van 'n massiewe baksteenmeganisme. En Farao probeer net soveel produktiwiteit as moontlik uit sy gereedskap uit te druk. As slawe ekstra tyd het op hulle hande, beteken dit dat dit tyd is wat hulle nie werk nie. Wat beteken dat hy meer stene daaruit kan haal, want die masjien moet die maksimum output mos lewer. En ja, natuurlik moet jy vir jou masjien brandstof gee, en jy gee hom kos, soveel brood as wat jou slawe benodig, want hoe meer kalorieë jy daarin gooi, hoe meer bakstene spoeg hulle vir jou uit. Jy moet genoeg kalorieë gee, sodat die konstruksie in Egipte voortduur, sodat piramides, grafte en paleise volgens skedule gebou kan word. Jy weet wat my baie hartseer gemaak het, is toe Abba Vader vir my wys, die kinders van Israel het die brood in Egipte onthou. Want hulle sê in Exodus, en hulle sê vir Moses in Exodus 16 vers 2-3, het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geëet het. Want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. Met ander woorde, na alles wat Abba Vader vir hulle gedoen het, om hulle te verlos, het hulle lieflike herinneringe aan die warm reuk van die Egiptiese brood, en hoe hulle dit gelaf het om dit te eet, en hoe dit hulle versadig het. Maar jy sien, daardie brood was misleidend, dit was wreedaardig en verleidend. Dit was brood vir bakstene. Alhoewel jy vars brood gekry het, was omdat Farao wou gehad het dat jy jouself moet doodwerk. Die brood was net 'n lokmiddel met 'n slagyster. En Abba Vader leer my twee dinge wat die Israeliete geleer het uit Egipte en wat ons kan leer uit die wêreld. Naamlik, brood is aanloklik, maar dit is 'n lokmiddel, dis gif. Die wette in Egipte is daar om vir Farao ryker te maak. Alles tot voordeel van hom. Die brood van Egipte is aanloklik, maar dit is 'n lokmiddel, dis 'n gif. En die wette in Egipte is daar om vir Farao ryker te maak, alles tot voordeel van homself. So die vraag is, na die kinders van Israel se ervaring in Egipte, hoe kan hulle brood en instruksies van Abba Vader ontvang, dan nou sonder om bang te wees? En dit was die uitdaging waarmee Abba Vader hulle uit Egipte gebring het. Jy sien, jy kan nie die slawe uit Egipte gaan haal nie, maar hoe haal jy Egipte uit die slawe? Jy kan die slawe jy kan die slawe uit Egipte gaan haal, maar hoe haal jy die Egipte uit die slawe uit? Hoe kon Abba Vader die trauma wat sy kinders beleef het oor brood en die instruksies van Farao, hoe kon hulle daarvan genees word en hoe kon hy hulle verlos? Deur manna. En Abba Vader het vir hulle manna gegee om twee probleme aan te spreek, brood en sy instruksies. Hoor gou-gou. Een van die maniere hoe Abba Vader sy kinders van Egipte se trauma kon verlos, was om hulle sy Shema leefstyl te leer. Hulle moes leer om na hom te Shema, te luister, hear, listen and obey. Dan het hy hulle genees deur manna. Maar dink gou-gou daaroor. Wie was die mense wat die manna ontvang het? Dit was die mense wat net 'n paar dae gelede die see van riete oorgesteek het, toe die waters op die wonderbaarlikste wyse verdeel het. Dit is die mense wat die 10 plaae eerstehands gesien het. Hulle het Abba Vader se verlossing ervaar en beleef. So in Exodus 16 vers 6-7 staan, toe sê Moses en Aaron en al die kinders van Israel, vanaand, dan sal julle weet dat die Here julle uit Egipte land uitgelei het. En môre vroeg dan sal julle die heerlikheid van die Here sien, omdat hy julle memorering teen die Here gehoor het. Want wat is ons dat julle teen ons memoreer? Die kinders van Israel vra vir brood.
Abba Vader hoor hulle klagtes en Moses sê, Abba Vader gaan voorsien en dan gaan julle weet, dis Abba Vader wat julle uit Egipte land verlos het. Hoe sal hulle dit weet? Deurdat Abba Vader manna voorsien en hulle gehoor het. Onthou, Farao het vir hulle meer werk gegee toe hulle gekla het. Met ander woorde, Abba Vader, good Vader, het aan die kinders van Israel in die 49 dae gedemonstreer. Hy wat hulle, die 49 dae is die dae vandat hulle uit Egipte is, tot hulle by Berg Sinai is. Hy het in hierdie 49 dae gedemonstreer, hy wat hulle uit Egipte land geneem het, sal hulle lewende God wees, en hy doen die volgende, hy verlos hulle, hy luister na hulle, hy sien hulle seer en hy sien hulle trauma, hy hoor hulle klagtes, hy reageer op hulle klagtes. Tabernakelskind van Abba, as jy dit ook vandag van Abba Vader kan sê en ervaar, dan sal jy weet, jy is nie meer in Egipte in jou lewe nie. Jy is nie meer in Egipte land in jou lewe nie. Jy sien, deur manna en sy instruksies het Abba Vader begin om sy verhouding met hulle te genees. Hoe? Jy sien, in Egipte en in die woestyn moes die Israeliete goed gaan versamel het in die veld. In beide gevalle was daar brood en instruksies, maar daar is 'n groot verskil. In Egipte moes hulle Farao se instruksies nakom. Gaan strooi optel vir bakstene, sodat hulle brood kan kry. Maar die instruksie was daar vir Farao se voordeel. En Abba Vader gee instruksies en manna, maar die instruksies is tot sy kinders se voordeel, nie syne nie. Dit beteken, toe Abba Vader aan ons manna en instruksies gegee het, het hy dit nie gedoen om sy eie belange te bevorder nie. Hy het dit gedoen vir ons. Die manna was 'n ware geskenk. Sy instruksies was 'n ware geskenk. So kan ek herhaal. Die manna was 'n ware geskenk. Yeshua is die lewende manna. In Eksodus 16 vers 4 sê Abba Vader vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. Yeshua sê in Johannes 6 vers 32, voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Met ander woorde, dis die behoefte van Abba Vader wat hy vir ons gee, en dit is, it's the bread from heaven. Yeshua wat vir ons dieselfde krag kom gee het, wat hom uit die dood uit opgewek het, om die droom te gaan leef wat Abba Vader nog altyd vir ons het. Abba Vader se instruksies was 'n ware geskenk by Berg Sinai, wat deur Heilige Gees, Ruach, nou op my en jou harte geskryf is, en wat ons dan help om dit te leef. Die instruksies is daar om ons te bevoordeel, nie Abba Vader nie. Abba Vader se instruksies sluit rus in. Ja, 'n hele dag se rus, elke 7de dag. Jy sien, Farao se woorde was nie meer strooi nie, maar ook nie minder bakstene nie, om vrees en onsekerheid te skep. Maar Abba Vader gebruik Farao se nie meer nie, en ook nie minder nie, idee of se woorde, om die teenoorgestelde te bevorder, om veiligheid en vertroue in hom te skep. Ja, Abba Vader sê in Eksodus 16 vers 16 tot 18, samel daarvan in, elkeen na sy behoefte, want Abba Vader is 'n God wat voorsien. Abba Vader sê egter, wat ek en jy kan doen is, ons kan elke dag op hom vertrou, om vir ons daaglikse brood te gee. Is dit nie wat Yeshua ons kom leer bid het nie? Ja, Abba Vader sê verder, jy kan my vertrou, daar sal genoeg wees. Met ander woorde, daar sal sekuriteit eerder as vrees wees. Al hierdie instruksies wat Abba Vader vir ons saam met die manna gegee het, was natuurlik daar vir ons voordeel. Dit was ons klein oefenwiele. Dit is ontwerp om ons gewoon te maak aan iets wat effens teenwerkend van die wêreld is. Dat ons 'n lewende God dien, wat nie net besorg is oor homself nie, en wat nie sy eie belange bevorder nie. Abba Vader leer ons deur die manna, deur Yeshua, 'n paar basiese dinge, wat deurslaggewend is in ons lewens, naamlik om te rus, om nie vir hom te skuil nie, dat hy sal voorsien, dat hy ons die krag sal gee, om hom te shema, hy verlos ons
en hy luister. Hy sien ons seer en hy sien ons trauma. Hy hoor ons klagtes en hy reageer op ons klagtes. Jy sien, as gevolg van Abba Vader se instruksies en manna, dien en dank ons Abba Vader vandag vir sy instruksies wat net tot voordeel van my en jou is. Yeshua sê in Johannes 6, daardie wat Moses vir julle gegee het, was nie die true bread of heaven nie. Nee, Yeshua kom sê vir hulle, ek is die ware brood van die lewe. You who descended from heaven to bring life to this world. So wat die volk in die woestyn, hierdie manna elke dag, soos wat die kinders van Israel in die woestyn hierdie manna elke dag geëet het, so is dit hierdie prentjie van intimiteit wat ek en jy elke dag moet hê met Yeshua, the true bread of heaven. In Openbaring 2 vers 17 staan, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keersteen en op die steen 'n nuwe naam geskrywe, wat niemand ken nie behalwe hy wat dit ontvang. So daar is hierdie wit klippie ook, wat jy gaan kry met 'n nuwe naam op. Maar wat Vader sê eers, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna. Verborge manna. Verborge in Hebreëus beteken that which is concealed, that which is kept away or kept safe and not yet known. Met ander woorde, that which is not yet known will be eaten by those who overcome. Dan lees ons in 1 Korintiërs 13 vers 10, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Wanneer Yeshua kom, sal ons ten volle die prentjie sien van sy glorie. Dit wat nog nie eers te wete is nie, die wat gaan deel wees van Yeshua. So Abba Vader wil 'n intieme verhouding met ons hê, en wil hê ons moet hom vra en hom vertrou vir voorsiening elke dag. En die vraag is, Tabernakel, sal jy Abba Vader Shema? Sal jy hom heer listen en nou by? Sal jy hom gehoorsaam in die oefenwiele instruksies? Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Dankie Vader dat u ons leer, dat u 'n God is wat nie vir ons instruksies gee en ons dan verlos nie. U verlos ons en dan gee u woord en u kom skryf dit op ons hart sodat ons dit uit liefde sal Shema. Ek wil u gehoorsaam. Ek wil u Shema leefstyl neem en ek wil saam met u wandel in intimiteit. Abba, lei my, leer my u weë, leer my u weg. Abba, ek is lief vir u met my hele hart en ek wil u dien met my hele hart. Ek bid dit alles in Yeshua, HaMashiach se naam, die seun van Jahweh. Amen. Shalom. Goeiedag Tabernakelskind van Abba. As jy weekliks hierdie preke wil ontvang, gaan volg ons Facebookblad en ons YouTube kanaal en jy sal dit weekliks kry. Mag jy 'n Shalom dag hê. Shalom.